hoofstuk 1, daar lees ons van die geboorte van Jesus. En dan kan julle ook die Heidelbergse Katekismus oopmaak by Sondag 11. Ons lees vanaf vers 18 van Matteus 1 en die woord van die Here kom tot ons. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen, soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. En dan is dit Sondag 11, vraag en antwoord 29 en ook vraag 30. Vraag 29 vra: waarom word die seun van God Jesus, wat verlosser beteken, genoem? En dan is die antwoord: omdat hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. En dan vraag 30: Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser Jesus? Nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland Jesus, alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slegs een van twee dinge is immers moontlik: of Jesus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. So ons staan vanaand stil by hierdie vraag en antwoorde 29 en 30 van Sondag 11. Ons het laasweek stilgestaan by Sondag 10 en daar het dit gegaan oor wat dit beteken as ons bely in artikel 1 van die apostoliese geloofsbelijdenis. In artikel 1 bely ons: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Dit ons gekyk na die Here se voorsienigheid. En ons het daar stilgestaan. Vandag kom ons by die tweede artikel van die geloofsbelijdenis. En dan bely ons: en ek glo ook in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here. En nou in hierdie Sondag gaan dit spesifiek oor die naam Jesus. En dan is die vraag aan elkeen van ons: wat beteken Jesus vir jou? Wat beteken Jesus vir jou as jy aan Jesus dink? Wat beteken daardie naam vir jou? Want ons weet 'n naam dra betekenis. As jy aan iemand dink, 'n sekere persoon, kom ons sê 'n Koos of 'n Piet, is nou generiese name, en jy dink aan daai persoon, dan dink jy mos aan eienskappe van die persoon. Jy kan nie die eienskappe en dit waarvoor die persoon staan losmaak van die persoon se naam nie. En dit is die vraag in elkeen van ons, wanneer ons die naam Jesus hoor en ek bely Jesus, is dit maar net 'n belydenis en dink ek nie regtig aan wat Jesus beteken nie, maar of is dit dat wanneer ek Jesus
hoor, dan hoor ek 'n sekere waarheid wat vir my van toepassing is. So ons wil kyk, wat beteken die naam Jesus, sodat ons daai reg verstaan, waarvoor Jesus gekom het, waarvoor sy naam staan. En ons wil kyk, wat is die implikasies van hierdie naam Jesus, dat die feit dat Jesus die seun van God genoem word, en die feit dat ek Jesus bely, wat is die implikasies daarvan? Die implikasies sien ons onder andere in vraag 29, die eerste implikasie is die verlossing van sondes. Dit is eintlik die eerste gedeelte van vraag 29, praat oor die verlossing van sondes. Dis een van die implikasies van as ons Jesus bely, is dat daar is verlossing van sondes. En dan die tweede implikasie is daar 'n unieke verlossing van sondes is. Wat dit beteken is, dis net Jesus wat die verlossing van sondes beteken. Wat die verlossing van sondes bring. En dit sien ons in die tweede gedeelte van vraag 29 en ook in vraag 30. Nou Jesus is die naam van die middelaar tussen God en die mens. Dit is Jesus. Jesus is die verlosser. Nou Jesus, die naam Jesus is nie maar net deur gewoonte of oorlewering of geslagsregister aan Jesus gegee nie. Ons kry baie keer name, dis nie altyd so nie, maar gewoonlik histories in baie families kry jy die name uit jou geslagregister. En dit is nie wat met Jesus gebeur het nie. Maar in sy geval, in Jesus se geval, wys dit dat hy dat dit wys op wat die seun van God kom doen het. So sy naam sê wat hy gaan kom doen. In 'n biblioteek het mense 'n boek en daai boek het 'n nommer, maar hy het ook 'n naam, hy het 'n titel. En daai titel, die naam van die boek, is die wese van die boek en nie die nommer nie. En so is die naam van Jesus is die uitdrukking van wie hy is en wat hy kom doen het. Die saligmaker, die verlosser. En dit is nou die eerste implikasie van die feit dat ons Jesus noem en dat sy naam Jesus is, dat hy verlossing van sondes bring. Vraag 29 vra, waarom word die seun van God genoem Jesus, wat verlosser beteken? En dan antwoord die eerste gedeelte, omdat hy ons van al ons sondes verlos. So dit gaan duidelik oor die implikasie van die naam Jesus. Nou ons weet wat die naam van Jesus sê. Die Griekse vertaling, die Jesus is die Griekse vertaling van die woord Josia of Jehoshua. Ja, dit is die Ou Testament rigter wat die Ou Testament kerk uit die woestyn uit na die beloofde land toe geneem het. En hierdie woord Josia, as jy sien daar in Rigters die woord Josia, dan beteken dit die Here red, hy is redding. En dit is wat sy naam in Hebreë sê, dit is die Here red. Maar dit gee nog nie vir ons die implikasie van die naam van Jesus nie, want dit is wat sy naam, as jy kyk na die naam Jesus, dan sê dit, hy red. Maar waarvan red hy? Hoekom red hy? Hoekom is dit nodig dat hy red? Pas dit by sy naam, in die sin van, is dit wat hy gaan kom doen, en dit is wat ons bely, is dat Jesus het die naam gekry spesifiek vir daai rede, dat dit sy taakbeskrywing is. So die Here red, en hy gaan red, en hy het gered. En dan is die vraag, hoekom moet God red? Waarvan moet God red? En dit is hoe die vraag waarom verstaan moet word daar in die Heidelbergse Katekismus. Hoekom is dit nodig dat Jesus moet kom red? So dit vra nie net om die vertaling van die woord Jesus nie. Dit sê nie net Jesus beteken verlosser nie. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Dit gaan oor hoekom moes Jesus die verlosser wees? Hoekom is dit belangrik dat ons dit vra? Wat is die implikasie daarvan dat Jesus die verlosser is? Wat is die implikasie daarvan vir jou dat Jesus die verlosser is? Daardie is die vraag. En dan het ons die antwoord.
aan die hand van die skrif, en dit is spesifiek uit Matteus 1 vers 21, omdat hy ons van al ons sondes verlos. Omdat hy ons van al ons sondes verlos. En hierdie is nie net maar 'n belydenis wat ons self uitgedink het nie, dit kom spesifiek daar uit Matteus 1 vers 21. En daardie gedeelte wat ons gelees het, is dit Josef en Maria wat verloof was. Maria is swanger bevind en die teks sê deur die Heilige Gees, uit die Heilige Gees. Josef het nie geweet hoekom nie en hy wou toe van haar skei in die geheim, hy wou haar naam beskerm en toe daar 'n engel aan hom verskyn en vir hom gesê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. En nou sê dit die implikasie daarvan dat Jesus daardie naam kry, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit wat sy naam beteken is dit wat hy moes kom doen het, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit is wat die Heidelbergse Katekismus dan verwoord. Dit sê, omdat hy ons, dit is nou sy volk, sy mense, van al ons sondes verlos. En hierdie ons is die mense wat Jesus bely. Dis hierdie mense wat deel is van God se volk. Dis hierdie mense wat hierdie belydenis met hulle mond maak en daaraan vashou. En hy het ons, dis die kerk, dis sy mense van al ons sondes kom verlos. Wat beteken dit? Wat beteken dit dat Jesus ons verlos van al ons sondes? Daar is hierdie verstaan en dit is 'n mistasting of dit is 'n misverstaan dat dit is die Satan wat mense besit en dan het Jesus gekom en hy het dan eintlik die prys betaal sodat dat die Satan eintlik betaal is sodat mense vrygekoop kan word. Maar dit is 'n verkeerde verstaan, ons gaan nou sien hoekom. Hierdie gaan baie dieper, is 'n baie groter verlossing as wat net die Satan betaal sou word. Om die waarheid te sê, dit het eintlik nie iets met die saak te maak nie, behalwe in terme van die heerskappy wat daar oor mense is, as hulle nog nie tot geloof gekom het nie. So om hierdie verlos mooi te verstaan, moet ons eers kyk na die woord sondes, omdat hy ons van al ons sondes verlos het. As hier van sondes gepraat word, dan moet ons dink aan die skuld, ons moet dink aan die mag, en ons moet dink aan die gevolge van die sonde. Wat is die skuld, wat is die mag, en wat is die gevolge van sonde? Want dan gaan ons sien waarvan ons verlos is. Die skuld van die sonde bring die dood. Die skuld van die sonde is die dood. Een sonde bring die ewige straf, bring die ewige toorn van God. Die sonde dompel ons in die skuldboek by God in. Dit maak ons strafwaardig. Ons verdien die ewige dood. Om ons daarvan te red, het Jesus gekom. Hy het in ons plek die vloek gedra. Hy het met sy kruisdood ons skuld voor God uitgedelg. Maar dan moet ons ook dink aan die mag van sondes, want nou wat gebeur is, dis nie net dat Jesus daardie straf van die sonde gedra het aan die kruis en deur sy hele lewe nie, maar hy het ook die mense wat hy kom verlos het hy ook kom verlos van die mag van die sonde. So deur die sondeval staan elke mens van nature onder die heerskappy van die sonde. Mense word bestuur en beheer deur sonde. Dit is die realiteit van die menslike toestand. En hierdie sonde is 'n verwoestende mag. Dit vernietig lewens, dit vernietig samelewings. Dit is 'n donker mag. En dit is ook waarvan Jesus mense verlos. Daarom dat as iemand tot geloof gekom het, dan sê ons, hulle staan nie meer onder die heerskappy van die sonde nie. So ons kan nie meer sê, ek het dit en dit en dit en dit gedoen, want ek is maar net 'n sondaar nie. Daardie kan nie meer vir 'n gelowige bestaan nie. Wat ons sê,
Die sonde heers nie meer oor ons nie. Daar's geen versoeking te groot nie, maar die Here gee altyd die uitkoms. Maar die derde aspek van die verlossing van sondes is, die Here verlos ons van die gevolge van sonde. Ons het nou gewys, die sonde bring skuld, maar die ander gevolge is, sonde vervreem ons van God, dit maak ons vreemdelinge, dit maak ons verwyder van God. So wat dan gebeur is, as Jesus gekom het, en toe hy gekom het, en hy het mense kom verlos, dan beteken dit, ons kan nou met God versoen word, sondaar mense kan nou God se kinders wees. Hierdie sonde, wat in die wêreld ingekom het, bring ook goeie soos siektes, gebreke en dood. Dit is die gevolge van sonde. En Jesus red ons van hierdie gevolge in ewig. En ons sien dit nie nou altyd nie. Jesus het natuurlik gewys toe hy kom onder ons kom lewe het en kom bedien het, het hy gewys. Hy is die ene wat selfs die effek, die gevolge van sonde kan wegvat. Want hy het mense kom wonderbaarlik kom genees. En as Jesus weer kom, dan weet ons, daar gaan geen siekte en geen dood meer wees nie, daar gaan geen meer hartseer wees nie, die trane gaan ons van ons oë afgedroog word. En dit is wat dit beteken, as ons bely dat Jesus het ons kom verlos van al ons sondes. En dit is belangrik dat ons daarop let dat dit is van al ons sondes, nie sommige sondes nie, maar al die sondes. En ons sien dit ook in ons teksvers, vers 21, waar dit sê, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dis nie hy wat sy volk van sondes sal verlos nie, dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Hulle sondes is al die sondes wat hulle besit. As daar net een sonde was, wat Jesus nie gedra het aan die kruis nie, net een sonde, dan sou ons in nog steeds dieselfde hartseer posisie gestaan het, want een sonde verdien die ewige straf. Hy het ons van al ons sondes verlos. Sien hoe mooi verwoord die Heidelbergse Katekismes dit. Die Heidelbergse Katekismes raak aan elke aspek, belangrike aspek van waarvan die Here Jesus ons kom verlos het. Hy het ons kom verlos van al ons sondes. Dink maar net aan 'n legkaart. As jy 'n legkaart begin bou en daar's een stukkie mis, dan dis nie eintlik meer die legkaart nie. Net een stukkie. Dan lyk dit so leeg. En dan gaan jy verseker nie eintlik die ding raam nie. En dis 'n hartseer storie, want die legkaart dien ook vir ons as 'n mooi voorbeeld. Jesus het vir elke sonde kom sterf. Vir elke stukkie sonde. Hy het vir al ons sondes kom sterf. Hy het ons van al ons sondes kom verlos. So of hy het vir geen of sommige van die sondes gesterf, en dan is hy nie ons verlosser nie, maar hy is ons verlosser, daarom het hy vir al ons sondes gesterf. Maar, en iemand kan dit miskien vra, maar was en is Jesus die enigste verlosser van al ons sondes? En dit word dan pertinent gevra in vraag 30 en geïmpliseer in die tweede gedeelte daar van vraag 29. Want die feit bly staan is, daar's net twee opsies. Of hy is die enigste verlosser van al ons sondes, of ons kan deur onsself of deur iemand anders geregverdig word. Nou, wat die katekismes dan vir ons leer aan die hand van die skrif is dat omdat, waarom word die Seun van God genoem Jesus wat verlosser beteken, vraag 29 aan die einde sê, omdat by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie, en dan vraag 30, glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser Jesus, en dan is die antwoord baie duidelik, nee, daar's geen saligheid
buite Jesus nie. Jesus het vir of alles kom betaal en hy is ons volkome en volmaakte verlosser of hy is nie. Nou julle het al seker gehoor van die woord heiliges. Die Rooms-Katolieke Kerk leer dat as jy deur Maria of die heiliges bid, dit jy so bietjie help om in die hemel te kom. Dis wat hulle leer. Hulle sê jy kan Maria of die heiliges gebruik om dan reg by God te wees. En ons weet, dis maar eintlik maar net 'n uitvloeisel van eie werk heiligheid, van selfregverdiging. En daarom dat die vraag verder gaan. Hierdie vraag vra dus, kan ons enige iets bydra? Dis eintlik die implikasie. En die antwoord is nee. Wat julle sal sien, hierdie vraag en die antwoord bly nie net by die dwaalleer wat afgewys word nie, maar dit vra, is dit moontlik dat iemand redding by hulle self of iewers anders te kan soek? Want ons is meesters om hoogmoedig vingers te wys, maar die katekismes van ons eie sitplek warm maak. Daarom dat dit vra, glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser Jesus. En ons kan maklik oorgaan na, maar heilig is natuurlik verkeerd, afgode is natuurlik verkeerd. Maar is ons nie baie keer besig om ons eie geregtigheid op te rig nie. En die manier om dit mooi te bepaal, word ook eintlik in die vraag, in vraag 30 gegee, want daar vra dit, glo die mense wat hulle saligheid en heil by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser Jesus. So julle sal sien, daar word twee woorde hier gebruik, saligheid en heil. Dis nie net saligheid nie. In hierdie konteks van die vraag en die antwoord, dui die saligheid, daardie woordjie saligheid, op om reg by God te wees. Dit is nou dis om gered te word, is om reg by God te wees. En die woord heil dui op die heiligmaking, om reg te lewe. Filippense 2 vers 12-13 spreek in 'n mate daarvan en sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. So dit beteken maar net die redding wat die Here gebring het, werk uit in ons lewe. En ons moet bepaal wat is die implikasies van die Here se verlossing in ons lewe. En in die konteks van die vraag en die antwoord is daardie heiligmaking. Natuurlik is hierdie twee konsepte verbind. Jy kan nie heil of heiligmaking hê sonder saligheid nie. Want die een vra, hoe word jy reg by God? En dit is die saligmaking. Die ander vra, hoe lyk 'n Christen wat reg is by God? Om deur God gered te word beteken dat ons hele mens gered word. En ons kan begin bepaal of in 'n manier toets of ek besig is om my eie geregtigheid na te streef as ek kyk oor hoe ek dink om vir die Here te lewe. Is ek besig om my eie reëls op te maak. Ons sien baie goeie twee voorbeelde in die skrif van hierdie gevalle wat eintlik die verskille mooi uitwys. In Kolossense gaan dit oor waar die gelowiges geleer word dat hulle die volheid in Christus het en nie nodig het om ander menslike onbybelse wette te doen om beter gelowiges te wees nie. Dit is spesifiek die fokus in Kolossense. Dit sê, jy het die volheid in Christus en Christus leer vir jou perfek hoe om te lewe. Jy hoef nie ander filosofieë na te volg om 'n beter gelowige te wees nie.
En ons het daarom in die skrif, leer Kolossense, het ons al die beginsels om nou vir Jesus te lewe. Maak nie saak waar ons is nie. Die Here gee vir ons baie mooi die beginsel. So as iemand kom en leer dat ons 'n kruis moet dra, om ons verbintenis aan Christus te wys, of dat ons sekere dinge moet drink of eet om 'n goeie gelowige te wees, of besny moet word, soos in die geval van die Kolossense, dan word dit afgewys. En onthou in Kolossense gaan dit spesifiek daaroor dat daar hierdie dwaalleer gekom het om vir die mense te leer, dis hoe jy 'n beter Christen kan wees deur hierdie ekstra menslike wette na te kom. Kolossense 2 vers 10 sê, julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Kolossense 2 vers 11, julle is ook besny met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Kolossense 2 vers 16, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees, of 'n nuwe maand, of 'n Sabbat nie. So daar is nou ekstra reëls wat die ouens mee vorendag gekom het, of dit is Ou Testament gebruike wat mense nou na Christus se opstanding gesê het, maar julle moet dit nog steeds hierdie sekere goeders eet of nie eet nie, of julle mag nie vark eet nie, wat jy vandag onder die Israel visie byvoorbeeld kry. Dis in 'n sin nuwe reëls, want dit pas nie in by die tydperk na Christus se opstanding nie. So daar, Kolossense is amper die eerste gevaarlike stap. Is wanneer mens nuwe reëls begin uitdink, en dit is vir ons 'n baie belangrike toets. Wanneer ons nuwe leer hoor, wat miskien sy omgang doen, miskien kerke wat opspring, sogenaamde kerke wat opspring, en hulle begin nuwe reëls neerlê om ware gelowiges te wees, dan moet daar alarmklokkies aangaan. Dit is wat Kolossense vir ons sê, want die noodwendige volgende stap is Galasiërs. Galasiërs sit die ouens met 'n groot probleem, want daar sê hulle, as jy nie sekere dinge doen nie, dan is jy nie gered nie. Kolossense sê, om 'n beter gelowige te wees, moet jy hierdie dinge doen. Dit is die dwaalleer daar in Kolossense gewees, onder die mense. In Galasiërs het van die ouens daar geleer, jy moet sekere dinge doen, anders is jy nie gered nie. En dat hulle gesê, jy moet besny word. Anders is jy nie gered nie. Nie is net nie 'n goeie gelowige nie, dan is jy nie gered nie. In Galasiërs 5 vers 6 sê, want in Christus Jesus het nie die besnydenis of die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Galasiërs 3 vers 11, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. En dit is eintlik waarteen die Heidelbergse Katekismus waarsku uiteindelik. Want weer eens, ons kan maklik sê, ja, maar Maria, jy kan nie deur Maria bid nie, dit maak glad nie sin nie. Die heiliges, dit maak glad nie sin nie. Maar dan kan ons baie maklik nie ons eie harte ondersoek en sien, maar is ons besig om reëls te maak om 'n beter gelowige te wees en uiteindelik te sê, wel, as jy dit nie doen nie, is jy nie gered nie. Dit kan beteken, as jy nie, en jy het seker al van dit gehoor, as 'n babietjie, kom ons sê vroeg dood is, dan sal mense vra, maar was die babietjie gedoop? Dis 'n interessante vraag. Want wat hulle eintlik daarmee impliseer is, as die babietjie nie gedoop was nie, dan sit die babietjie in 'n groot probleem. En ek dink dit verwoord 'n bietjie daardie ding van mense vertrou op die doop of 'n sakrament om gered te word. En soos 'n baie gevaarlike rigting om in te gaan, en daarom mag ons die saligheid of ons heil, hoe ons nou moet lewe, nie by onsself of by die heiliges of iewers anders te soek nie. En dit is duidelik ook so in die Heidelbergse Katekismus se vraag en antwoord. Dit sê hierso, hulle verloon met die daad die enigste verlosser as heiland, as hulle nou by hulle self of by die heiliges of so hulle
hulle verlossing, hulle saligheid en heil soek. Alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slegs een van twee dinge is immers moontlik. Of Jesus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Jesus is of niks nie, of hy is alles. Hy is of jou Here, of hy is maar net 'n gewoonte. Of Jesus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is, en hulle het in hom alles wat vir hulle lewenswandel nodig is. Dis baie belangrik. Moet ons, as ons kyk na wat goeie werke is, dan sê ons wat volgens die wet van God is, en nie wat volgens oorgelewerde tradisies en so aan is nie. En dit is wat hierdie belydenis vir ons so mooi leer aan die hand van die skrif is, ons het alles in Jesus en in sy woord. Daar is nie 'n middeweg nie. Jesus is die enigste weg. Hy is die heiland wat bely moet word, en hy is die heiland wat uitgeleef moet word. En hulle verloon met die daad die enigste verlosser as hulle heiland Jesus, alhoewel hulle met die mond in hom roem, as mens nie op Jesus alleen verleer en vir lewe vertrou nie. Die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, sê ons belydenis, het in Jesus alles wat vir hulle saligheid en heil nodig is. Ons belydenis sê, die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Daar is vir die mens niks moeiliker as om God se genade aan te neem nie. Die mens wil homself help. Hy wil nie van God afhanklik wees nie. Nie vir redding nie en nie ten opsigte van 'n gehoorsame lewe nie. Ons wil graag ons eie reëls uitdink. Selfs baie keer as gelowiges. Dan ons dink ons eie reëls uit en dan volgende stap is ons pas dit toe op ander mense en uiteindelik sit ons in Galasiërs. Daarom het baie gevaarlik is en ons heeltyd moet vra, wat leer die Here in terme van verlossing, saligheid en heil? Ons wil nie van natuurlik van God afhanklik wees nie. Onthou, die ongehoorsaamheid van Adam en Eva in die paradys het uit niks anders as hoogmoed ontstaan nie. Die mens wou homself verhef, hy wou self besluit wat goed en kwaad is, hy wou sy eie kop volg, hy wou sy eie hart volg, en ook nadat die mens in ellende verval het, wil hy nie deur God daaruit verlos word nie. Kyk maar na die toring van Babel, dis 'n duidelike bewys. Die mens wou deur sy eie krag en uitvinding, deur eie prestasie opklim tot in die hemel en soos God wees. So na die sondeval en die ellende en die duidelike bewys van hoogmoed, het die mens net in hoogmoed volhard. Die natuurlike mens wil net sy eie kop en hart volg. Daarom het mense nog steeds hoor in die wêreld daar buite, jy moet jou hart volg. Volg jou hart en volg jou drome. Maar die skrif is baie duidelik wat die uiteinde daarvan is. Die mens wil die verlore paradys weer terugwen en op eie stoom die ewige lewe verwerf, sonder God en sonder sy genade. Maar ons moet gewaarsku wees. Die mense wat die bitterste en die dodelikste vyande van Christus op aarde was nie die sondaars en tollenaars nie, maar die fariseërs en skrifgeleerdes. Dit was hulle wat gedink het dat hulle eie geregtigheid genoeg was om die saligheid te verwerf en dat hulle kon bepaal hoe 'n heilige lewe voor God sou lyk.
En hulle wou dit doen sodat hulle skuldgevoel kon sis. Markus 7 vers 3 sê, die fariseërs en al die Jode eet nie, as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. En hierdie was kerkmense, die fariseërs en die Jode was kerkmense. Hulle het elke Sabbat bymekaar gekom, maar hulle het hulle eie reëls begin uitdink. En dit was die felste vyande teen die Here Jesus. En hulle het die reël gemaak van jy moet jou hande was. Dit is nie verkeerd om jou hande te was nie, is in elk geval seker 'n goeie praktyk om jou hande te was voor jy kos gaan eet. Maar hulle het die reël gemaak van jy moet jou hande was voordat jy die kos kom eet. En Jesus het hulle baie duidelik op daardie probleem uitgewys, want hulle het uiteindelik dan, dit was 'n baie goeie aanduiding van die feit dat hulle eie geregtigheid wou oprig. Hulle wou nie Jesus hê nie, hulle wou hulle eie geregtigheid gehad het. En daarom was Jesus vir hulle 'n struikelblok. Hulle het dit as 'n belediging gesien dat hulle ook sondaars was wat versoening nodig gehad het deur Jesus se bloed. In hulle eie oë was hulle vlekkeloos rein. En toe het hulle nog meer uit sy mond gehoor dat hulle addergeslag en wit gepleisterde grafte was. En so staan die saak vandag nog. Die Romeinse kerk het 'n hele stelsel van werkheiligheid opgebou. Maar afgesien daarvan is ook ons geneig tot fariseëse werkheiligheid. Ons wil ons vertroue stel in ons godsdienstigheid, in ons getroue kerkbesoek, ons gawes vir die kerk, ons ywer vir die sending, ons barmhartigheid aan die armes, ons gebede, ons voorbeeldige lewenswandel, ten minste in vergelyking met ander, ons vergelyking met ander mense en selfs ons eie oprigting van sogenaamde vroom Christen wees. Hierdie is alles tekens van dat ons ook geneig is tot hierdie eie geregtigheid. En natuurlik is baie van hierdie dinge wat ek genoem het, soos die getroue kerkbesoek, die gawes vir die kerk en die ywer vir die sending, is nie in op sigself verkeerd nie, inteendeel, dit is 'n goeie ding. Die vraag is of ons daarop vertrou. Ja, die gevaar is so groot dat ons daardeur kan verhef en neersien op die wat nie so godsdienstig kerkvas en voorbeeldig soos ons is nie. En so maklik oorval geestelike hoogmoed ons. En dan word daardie dinge vir ons 'n gevaar. As ons dink om deur uiterlike forme en seremonies, deur lippediens en skynheiligheid die hemel te beerwe, dan is ons elendige sondaars. Julle sien, sodra ons met ons mond bely dat Jesus die saligmaker is, maar ons eintlik selfregverdiging oprig, dan verwerp ons die belydenis van Matteus 1 vers 21, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Maar wanneer ons Jesus bely en vashou aan wat hy kom doen het, dat hy ons enigste saligmaker is, en hy die enigste ene is, wat ons leer hoe om te lewe, dan verstaan ons wat dit beteken om te bely, ek glo in Jesus alleen tot redding, tot verlossing, tot saligmaking, en ons bely net in hom tot heiligmaking. Hoe om nou vir hom te lewe. Dit is wat dit beteken, dat ek glo in Jesus. Ek glo nie in myself, in my eie werke, enigiets apart van hom nie. Ek glo in hierdie Jesus wat gekom het om vir my te kom sterf, vir my boosheid. En hierdie ou mens van my, as ek nou in hom glo, daardie ou mens dag na dag te vernuwe, of daai ou mens dood te maak en op te staan in die nuwe mens, om my te vernuwe na die beeld van hom. Dis die Jesus. Dis hierdie wonderlike Jesus. Hierdie Jesus wat daardie
die gestalte van 'n mens aangeneem het, die vlees aangeneem het. Dat hy wat 'n baba geword het in so 'n nederige toestand om sy volk van hulle sondes te verlos. Dis my Jesus. My Jesus wat deur sy hele lewe onder die toorn van God moes lewe. Nie net aan die kruis nie. Dis van sy ontvangenis af was hy onder die toorn van God. Tot aan die kruis waar hy die klimaks van daai toorn moes dra. Dus van begin tot einde, die heeltyd was hy onder die toorn vir my sondes. En as ek so aan Jesus dink, en ek besef dan my eie boosheid, my eie nietigheid, my eie dwaasheid, my eie geneigtheid tot boosheid, dan wil ek niks anders te soek as Jesus en sy wet nie. En dit is wat ons heeltyd vir onsself moet preek. Ons moet hierdie Jesus vir onsself preek. Maar sodra ons begin fokus op, ek moet net my sokkies optrek, en my begin vergelyk met ander mense, ek is ten minste beter, en ek begin fokus op, en ek is trots op dit wat ek al bereik het in my geloofslewe, dan is ons by Kolossense, dan is ons besig om eintlik as ware deur heiliges en deur Maria, by wyse van Spreuke, ook die redding op te rig. So mag ons harte so ondersoek, en mag ons net vashou in hierdie ware betekenis en belydenis van ek glo in Jesus. Jesus alleen. Kom ons bid saam.